Ek kyk hierdie week op YouTube, kyk ek so, ek dink hulle noem die program Candid Camera. En wat die mense toe doen by 'n winkelsentrum waar hulle klere verkoop, as die persoon kom om te betaal, dan verduidelik hulle vir die mense dat hierdie kledingstuk het 'n vervaldatum. Dan het die mense nou hulle snaaks aangekyk en gewonder waarvan praat hulle, en dan verduidelik die vrou, dan sê sy, ons ag ons winkel se klere baie hoog, en as die datum kom wat dit nie meer mode is nie, dan verval hierdie klere. Dan mag julle dit nie meer dra nie. En ek moet julle sê, hulle het 'n paar mense verstom gehad, hoor. Paar mense het dit net gelate aanvaar, ander het net gesê, ek koop hierdie klere om dit vir ewig te dra. Julle gaan nie vir my vertel hoe lank ek mag dra of nie mag dra nie. En toe dink ek so 'n bietjie oor ons lewe as gelowiges. Julle besef, ons het nie 'n vervaldatum. Ons lewe is vir ewig saam met die Here. Is dit nie amazing nie? Ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor die kompromieë wat die kerk soms maak. En as jy nou daaroor dink, dan vra jy jouself baie keer die vraag, nou maar hoe is dit moontlik dat die kerk kan kompromieë maak? Nou, ons gaan vandag na die voorbeeld kyk van die Here se mense, die volk Israel, wat op 'n plek beland het waar hulle kompromieë gemaak het. Met die hoop dat dit ons help om nie dieselfde foute te maak nie. So ons gaan lees uit Rigters 3, as julle julle Bybels by julle het. Rigters 3, vanaf vers 1. Ek gaan lees tot vers 8. Rigters 3. Hier staan, dit is die nasies wat die Here met rus gelaat het, om Israel deur hulle te toets. Dis nou almal wat nie ervaring gehad het van al die oorloë in Kanaan nie. Net sodat die geslagte van die Israeliete ervaring kan opdoen om te leer oorlog maak, ten minste die wat nie voorheen daarmee vertroud was nie. Die 5 regeerders van die Filistyne, al die Kanaaniete, die Sidoniërs, die Jewiete wat op die Libanon gebergte gewoon het, vanaf die berg Baal Hermon tot by Lebo Hamat, hulle was daar sodat die Here Israel deur hulle kon toets, om vas te stel of Israel die gebooie van die Here wat hy hulle voorvaders by monde van Moses beveel het, sal gehoorsaam. Israeliete het toe tussen die Kanaaniete, die Hetiete, die Amoriete, die Ferisiete en die Jewiete en die Jebusiete gewoon. En hulle dogters vir hulle as vroue geneem, hulle eie dogters aan hulle seuns gegee en hulle gode gedien. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Here hulle God vergeet, en die Baals en die Asheras, dis die vroulike Kanaanitiese godin, het hulle gedien, toe die toorn van die Here teen Israel ontbrand, en hy het hulle oorgelewer in die hand van Kusan Risataim, die koning van Aram Neharaim. Die Israeliete het Kusan Risataim 8 jaar lank gedien. Goed. Ons sien in hierdie gedeelte, die Here het gekies om sekere van die nasies met rus te laat, onder andere die Kanaaniete in die land Kanaan, om hulle met rus te laat vir 'n spesifieke rede. Die Here het die Israeliete tussen hierdie mense laat leef, wat die Israeliete eintlik veronderstel was om te vernietig. In die eerste plek het die Here die Kanaaniete met rus gelaat,
om Israel se getrouheid aan hom te toets. Rigters 3 vers 4, hulle was daar sodat die Here Israel deur hulle kon toets om vas te stel of Israel die gebooie van die Here wat hy hulle voorouers by monde van Moses beveel het, sal gehoorsaam. Nou hierdie toets het natuurlik die toestand van die Israeliete se harte gewys, nê. Eerder as om aan God toegewy te bly, wat het die Israeliete gedoen? Hulle het toegelaat dat die versoekinge van die goddelose nasies hulle op 'n dwaalspoor laat land het. Praat van die kinders van die Here. Tweedens sien ons, God wou die Israeliete leer van fisiese en geestelike konflik. Rigters 3 vers 2, net sodat die geslagte van die Israeliete ervaring kon opdoen om te leer oorlog maak, ten minste die wat nog nie voorheen daarmee vertroud was nie. Die jonger geslag, die volgende generasie, moes verstaan dat die oorwinning nie noodwendig net deur konvensionele fisiese oorlogvoering gebeur nie, maar ook deur geestelike oorlogvoering. Deur God te vertrou en God te gehoorsaam, soos wat hulle voorgeslagte dit gedoen het, nê, in die veldslae van Jerigo en Ai. Maar ongelukkig sien ons die jonger geslag het ook nie hierdie toets geslaag nie. Hulle het gekies om eerder by die vyand aan te sluit as om teen die vyand op te staan. So in kort het die Here die Kanaaniete met rus gelaat, net daar waar hulle was, om die Israeliete se lojaliteit te toets en om die belangrikheid van hulle afhanklikheid aan God te beklemtoon. Hulle was nie toegewyd nie, hulle was nie gehoorsaam aan God nie, en hulle het begin dwaal. Dit dui daarop dat dit eintlik hierdie gedeelte wys is eintlik 'n waarskuwing vir ons vandag. Om te sien dat dit so maklik is om te begin kompromieë maak, selfs as gelowiges. Dat ons moet getrou bly aan die Here in ons aanbidding, want as ons nie getrou bly aan ons aanbidding aan die Here nie, dan is dit so maklik om op 'n dwaalspoor te beland en om kompromieë te begin maak. Weerstand te bied teen die vyand en al die aanslae van die vyand. Eerste kompromie. Ons sien nou hier, die volk Israel woon tussen die Kanaaniete, en kom ek maak dit nou dadelik sommer baie duidelik, vir die van julle wat se gedagtes begin dwaal het. Hy praat nie hier van die Zulu nasie nie. Die woord praat hier van al die nasies en al die kulture wat nie die Here Jesus aanbid en hom dien nie. Dit kan jou blanke bure wees. Dit kan jou Indiër vriende wees by die werk. Dit kan jou blanke familie wees. Nie net hulle fisiese teenwoordigheid nie, maar ook hulle geestelike en kulturele nabyheid en die invloed wat dit op jou het. Hulle het nie net langs hulle gewoon nie, die Israeliete, hulle het nie net tussen die Kanaaniete gewoon nie, maar hulle het ook op alle vlakke van die samelewing 'n invloed op mekaar se lewens uitgeoefen. Dieselfde sosiale byeenkomste, dieselfde kulturele byeenkomste, hulle het op alle vlakke van die samelewing en daaglikse lewe met mekaar te doen gehad. So die eerste kompromie wat hulle gemaak het, die Israeliete, in plaas daarvan om 'n lig te wees vir al die nasies, het hulle toegelaat dat hulle gevorm word deur die waardes van ander kulture en ander godsdienste. Hulle het hulle self nie afgesonder soos wat die Here van hulle verwag het nie, en dit het tot gevaarlike kompromieë gelei. Baie subtiel, sonder dat hulle dit eers somtyds agtergekom het, is hulle beïnvloed.
So dit het nie net gegaan oor dieselfde geografiese omgewing nie. Het gaan nie daaroor dat ons in dieselfde omgewing bly nie, want dit is aan die orde van die dag, reg oor die wêreld. Dit het gegaan oor die aanneming van 'n kultuur, ander oortuigings, ander leefstyle van diegene wat God nie aanbid nie. Dit het ook hulle geestelike lewens begin infiltreer. Dit het hulle identiteit in Christus, in God begin beïnvloed. En hulle het later vergeet wie hulle is en wie sin hulle is. Hoe is dit vandag van toepassing in ons lewens? Ons trotseer dieselfde gevaar. Om in 'n sekulêre samelewing te leef, saam met mense van verskillende gelowe, saam met hulle te werk, saam met hulle te sosialiseer, mense met ander wêreldbeskouings. Dis onvermydelik, maar die gevaar lê in die subtiele verskuiwing in ons denke en ons optredes. Dis makliker om deel te word van die sekulêre samelewing as om op te staan teen die sekulêre samelewing en vir dit waarin ons glo. Makliker om eerder die waardes van die wêreld om ons aan te neem. Want dit vermy konflik, dit vermy dat jy verwerping ervaar, en, weet julle, dit is mos eintlik nie so erg nie. Ek bly eerder maar net stil. Dit kan met klein dingetjies begin. En weet julle wat? Deesdae kan dit selfs begin deurdat ons beïnvloed word deur mense wat dieselfde Bybel as ons lees. Kompromieë oor die waarheid van die evangelie, wêreldse standaarde of sekulêre idees wat mense se denke begin vorm. Maar mettertyd ondermyn nie die kompromieë wat ons maak, ons toewyding aan God, en ons kan later nie meer onderskei word van ander wat in die wêreld is nie. Want ons word mettertyd maar net gelyk aan hierdie wêreld. Voorbeelde? Ons gaan deesdae so ver as om ons aanvaarding, ons goedkeuring te vind in sosiale media. En eerder as om dit te soek in die Bybel. Ons soek ons identiteit in dit wat die sosiale media vir ons sê, in plaas daarvan om dit in die woord van God te gaan soek. Vir ons belangriker om te groei in beroepssukses en materiële rykdom as om geestelik te groei en diensbaar te wees aan God. Dan praat ons nie eens van die keuses wat ons maak ten opsigte van die vermaak elke dag in ons lewens nie. Ons soek pret en plesier in die dinge wat direk in stryd is met die woord van God. Die tipe flieks wat ons kyk, die tipe musiek wat ons luister, die tipe sosiale kuiers wat ons bywoon, saam met wie ook al. Werksdruk en die druk wat familie en vriende en die gemeenskap op ons plaas, veroorsaak dat ons begin kompromieë maak. Skrifgedeeltes 1 Petrus 2 vers 9, julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Hoor jy, wie is jy? Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Dis wie ons is. 2 Korintiërs 6 vers 17. Daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie.
dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal my seuns en dogters wees, sê die Here die Almagtige. Ek weet wat julle dink, ek gaan net nou iets daaroor sê. Die Here roep ons om te lewe volgens sy waardes, sy standaarde, selfs wanneer dit uitdagend raak in ons lewens. Ons moet die evangelie uitleef, ons moet sy lig in die wêreld wees, en daarom kan ons nie ons geloofsoortuigings in die proses begin prysgee nie, en dink dis nie so erg nie. Tweede kompromie wat die volk gemaak het, Israel. Hulle het 'n kompromie gemaak ten opsigte van ondertrouery met die Kanaaniete. Aanvanklik het Israel dit moontlik probeer goed praat, of dit moontlik probeer rasionaliseer deur te sê, ek kan maar met iemand trou van 'n ander geloof, want ek glo die Here het my geroep om 'n positiewe invloed in hulle lewe te hê en hulle te verander om Jesus te leer ken. Maar God het Israel spesifiek beveel om nie met die Kanaaniete te ondertrou nie. Want hy sê, dit gaan julle harte van my af weglei. 'n Kompromie ter wille van iemand anders, want jy is in 'n emosionele verhouding betrokke, en 'n kompromie ter wille van jouself. Maar nie gehoorsaam aan God nie. Deuteronomium 7 vers 3 tot 4 waarsku die Here, jy mag nie met hulle ondertrou nie, jou dogter mag jy nie aan een van hulle seuns gee nie, en vir jou seun mag jy nie een van hulle as dogter neem nie, want hulle sal jou kinders wegrokkel van die Here af, en hulle sal ander gode dien. Hierdie opdrag was geestelik van aard. Het gaan nie oor 'n spesifieke ras nie. Het gaan nie oor 'n spesifieke nasie nie. Het gaan nie oor 'n spesifieke velkleur nie. Dit gaan oor die geestelike aspek hiervan. Dit het gegaan oor 'n suiwer en onverdeelde behoud van Israel se aanbidding en hulle getrouheid aan God. Maar soos ons egter hier in Rigters sien, was Israel se keuse om te ondertrou 'n direkte daad van ongehoorsaamheid aan God se opdrag aan hulle. Hoe is dit vandag van toepassing in ons lewens? Dieselfde geestelike beginsels geld steeds vandag. Wanneer ons verhoudings of vennootskappe aangaan met mense wat nie dieselfde glo as wat ons glo nie, loop ons die risiko om ons geestelike oortuigings te kompromieer. Alhoewel ons intensie mag wees om hulle vir Christus te wen, waarsku Paulus ons in 1 Korintiërs 15, moet julle nie langer laat mislei nie. Slegte geselskap bederf goeie sedes. Voorbeelde vir vandag. Christene raak baie maklik in romantiese verhoudinge betrokke met ongelowiges, met die hoop om hulle later te verander. En alhoewel ons mense moet lief hê wat Jesus Christus nie ken nie, en alhoewel ons die evangelie moet deel met mense wat Jesus nie ken nie, moet ons weet dat verhoudinge met hulle veroorsaak dat ons geestelike kompromieë maak wat kan lei tot ons geestelike afvalligheid, ondergang. As jy jouself omring met mense wat Jesus nie ken nie, en hom nie aanbid nie, kan dit lei daartoe. Dat jy later begin toegee aan hulle waardes en optredes, en so begin wegdwaal van Jesus af. 2 Korintiërs 6 vers 14, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Ons moet baie versigtig wees om nie diep emosionele verhoudings te bou met mense wat tot ons geestelike afvalligheid kan lei nie. Derde kompromie wat die volk gemaak het.
afgodsdiens. Soos wat hulle emosionele verhoudinge begin betrokke raak het, met ongelowiges, mekaar getrou het, saam besigheid gedoen het, het hulle later ook hulle afgode begin aanneem. Dit het 'n persoon, 'n patroon eintlik van kompromie geraak. Stadig en baie subtiel, 'n patroon van kompromie geraak. Israel wat God se wonderbaarlike verlossing ervaar het begin buig voor valse gode, soos Baal en Asherot, wat die afgode van voorspoed en vrugbaarheid is, en hulle het hulle afgoderry geregverdig deur te dink dat dit onskadelik is. Maar net deel van die lewe. Dit is maar net deel van 'n multikulturele omgewing waarin ons lewe. Israeliete het nie eendag wakker geword net en skielik besluit om God heeltemal te verlaat nie. Dit het baie geleidelik gebeur, baie subtiel, baie stadig, tot by 'n plek van groot kompromie. Een klein toegewing, soms baie onskuldig, baie subtiel, wat maak dat jy al hoe groter kompromie maak. En later dit nie eens meer agterkom nie. Hoe is dit vandag van toepassing? In die moderne wêreld neem afgoderry natuurlik nou nie die vorm aan wat dit daai tyd aangeneem het, dat dit een of ander afgodsbeeld is nie, maar ons sukkel met die versoeking om God nie die hoogste prioriteit te gee in ons lewens nie. Wanneer ons enigiets, of dit nou geld is, of sukses is, of verhoudings is, of persoonlike begeertes is, wanneer ons enige iets bo God plaas, dan is ons besig om subtiel te begin kompromie maak, en ons sal later wegdwaal van God af. Matteus 6:24, daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is. Hoor wat staan hier. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat is. Wat afgoderry is. Wat afgoderry is. Ons moenie toelaat dat enige iets die plek van God in ons lewens inneem nie. Laaste en die 4de kompromie is Israel se onverskilligheid teenoor God. Vers 7, die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Here, hulle God vergeet en die Baals en die toegewyde of die gewyde pale, die heilige boomstamme het hulle begin dien. Hoe ver moes jy al gekompromeer het deur heilige boomstamme te begin aanbid? Hulle het die Here, hulle God vergeet. Hulle het nie vergeet wie hy is nie. Hulle het nie vergeet van sy bestaan nie. Hulle het net nie meer omgegee nie. Dink gou 'n bietjie oor daai woord. Het jy al op 'n plek beland in jou lewe waar jy net nie meer omgee oor jou verhouding met die Here nie? Hulle het hulle vrees vir die Here verloor. Hulle harte het koud geword. Hulle het selfvoldaan geword. Hoe lyk dit in ons lewens? Onverskilligheid teenoor God kan baie subtiel en baie geleidelik gebeur. Wanneer ons ophou om God en Jesus Christus die eerste prioriteit te gee in ons lewens, mag ons dit dalk selfs nie eens agterkom nie. Die daaglikse afleidings, die besige lewe kan veroorsaak dat ons stadig van God af wegdryf.
Ons mag dalk steeds weet wie God is, maar ons hou op om hom allereers te soek. Sy wil, sy woord, prioriteit. Jy word eintlik net geestelik gevoelloos en met verloop van tyd dwaal jy net al hoe verder weg van hom af. Hoe lyk dit vandag in ons lewe? Baie eenvoudig. Geestelike luiheid. Wat is geestelike luiheid? Ek lees nie meer my Bybel nie en ek bid nie meer nie. Gebrek aan 'n passie vir aanbidding. Wat beteken dit? Ek kom kerk toe op 'n Sondag omdat dit maar net roetine geraak het in my lewe. Maar ek kom nie met 'n begeerte om God te aanbid nie. Ons ignoreer God se stem. Jy hoor die stem van die Heilige Gees, maar ons ignoreer dit. Want as ons gehoorsaam daaraan is, kan dit baie ongerieflik raak in ons lewens. En ons beskou dit net nie meer as so belangrik nie. Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie, was jy tog maar koud of warm. Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm is nie, sal ek jou uit my mond uitspoeg. En dan sê die Here in Jakobus 4 vers 8, nader tot God, en hy sal tot jou nader. So eenvoudig soos dit. Onverskilligheid in ons verhouding met God is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Baie gevaarlike plek. Gevaarlike plek. Ons moet God aktief soek, daagliks met hom in gesprek wees, om te verhoed dat ons harte koud word en dat ons afvallig raak. Die kompromie wat Israel aangegaan het, dien as 'n waarskuwing vir elkeen van ons vandag. Hulle wys ons hoe klein, skynbaar onskuldige besluite kan sneeubal tot groot geestelike agteruitgang. Maar die goeie nuus is dat ons hoop het in Christus. Maak nie saak hoe ver jy weggedwaal het, hoe koud jy geword het nie. Ons het hoop in dit wat Christus Jesus vir ons gedoen het. En die feit dat hy eendag weer kom. Net soos wat hy gekom het om Israel te red van die gevolge van hulle sonde, bied hy vir ons ook verlossing aan van ons kompromie wat ons maak in ons lewens. Die vraag is nie of ons kompromie maak nie, die vraag is, hoe ver het ons gevorder daarmee? Ons hoef nie vasgevang te bly in die sonde van onverskilligheid teenoor God nie. Die oproep is duidelik, bekeer julle, keer terug na God. Hy is altyd bereid en gereed om ons te vergewe en om herstel te bring in ons verhouding met hom. Hy staan altyd met oop arms om ons te ontvang. Maak nie saak hoe ver ons afgedwaal het nie. Sy genade is vir ons genoeg. Wat maak ons daarmee? Ja, Andrei, ons het dit al baie gehoor. Ons het al baie boodskappe gehoor. Ons is al baie gewaarsku. Maar kan ek jou vanoggend vra om die gewigtigheid van hierdie waarheid vir 'n oomblik te oorweeg?
Wil jy nie net vir 'n oomblik dink oor waar jy trek in jou verhouding met die Here Jesus Christus nie? Jesus Christus, ons verlosser, maak 'n oorvloedige lewe vir ons moontlik met God ons Vader. Dis nie net 'n abstrakte belofte nie. Dis 'n persoonlike uitnodiging vir elkeen van ons. Ongeag van waar jy jouself bevind vandag. Jy het dalk begin toelaat dat die kultuur, die samelewing, die waardes van die wêreld, dat dit begin het om jou keuses en jou waardes te vorm. Jy het dit dalk nie eers agtergekom nie. Dalk het jy dit agtergekom, maar jy weet nie hoe om daar uit te kom nie. Jy sê gereeld vir die Here, Here, ek is jammer, ek is so ver van U af. Maar môreoggend staan jy weer op en jy begin jou dag sonder om tyd te spandeer in die Here se teenwoordigheid. Vanaand weer is jy te moeg en jy raak net aan die slaap sonder om met die Here te praat. En jy het op 'n plek beland van skuldgevoelens en skaamte. En jy sukkel om te glo dat God se genade nog vir jou genoeg is. Die Here nooi jou vanoggend om daardie laste neer te lê. Jesus nooi jou net soos wat jy is, net daar waar jy is, om na hom terug te keer. Sy arms is oop. Sy arms is oop. Vir die verlore seun en die verlore dogter. Hy stel nie die belofte uit van sy seun Jesus se wederkoms nie. Hy gee vir ons genade tyd, vir almal van ons en vir hulle wat nog nie gered is nie. Wat jou ook al terughou, dis nooit groter as die kruis van Jesus Christus nie. En jy vind jouself belas met hierdie skuldgevoelens vanoggend, maar kom ons wees net vanoggend eerlik met die Here as ons onsself ontbloot voor hom. Daar waar jy sit, jy en die Here, wil jy nie net eerlik wees vanoggend en erken teenoor hom waar jy trek. Want dis waar die Here jou wil ontmoet vanoggend. Want hy is lief vir elkeen van ons. Sy seun Jesus het gesterf vir elkeen van ons. En ons bewys nie ons liefde en ons toewyding aan hom omdat ons graag eendag nie wil verlore gaan nie. Ons bewys dit aan hom omdat hy ons eerste lief gehad het. En mag die Here elkeen van ons vanoggend ontmoet daar. By 'n plek waar ons oortuig is in ons harte dat ons liefde teenoor hom bewys, ons toewyding teenoor hom bewys, ons gehoorsaamheid teenoor hom bewys. Ons soek na hom om hom allereers die eerste plek in ons lewens te gee. Omdat ons hom liefhet. Omdat ons hom liefhet. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en al jou krag. Dis die eerste en die grootste gebod. Amen. Here, dankie dat U vanoggend met elkeen van ons, met my ook, Here, U weet hoe hierdie week met my gepraat, dat U met ons baie direk en baie eerlik praat vanoggend en ons is so bevoorreg, Here, om op hierdie manier deur U gekonfronteer te word uit U woord wat lewend is,
en u woord wat waar is. Here, ek kan my nie indink dat die een mens vanoggend hier sit, hoe ver ook al verwyder van u, wat nie 'n begeerte het om u eerste te plaas in hulle lewe nie. Here, en u weet, soms sukkel ons daarmee. 'n dag begin vinnig, 'n week begin vinnig, 'n maand begin vinnig, 'n jaar begin vinnig. En voor ons onsself kan kry, is ons lou. Ons het 'n begeerte om warm te wees, Here. Ons weet, as die herlewing by ons kan begin, omdat ons in ons verhouding met u ten volle herstel, omdat ons lewens vir u 'n aangename geur is, slegs dan sal die wêreld dit sien en kan hulle lewens verander. Dankie, Here. Mag u deur ons lewens verheerlik word. Mag ons verhouding met u nooit 'n private ding wees nie, maar altyd 'n openbare ding. Want ons is gestuurdes. Ek bid dat u deurbrake sal gee, Here, dat u wonderwerke sal doen in mense se lewens. Here, dat u getuienisse sal kom in die volgende week of maand van mense wat net weer op 'n plek gekom het waar hulle verhouding met u herstel het. Waar hulle soeke, waar ons soeke na u heel eerste kom elke dag, sodat ons lewens u kan verheerlik. Dis my gebed in die naam van Jesus Christus.